'n baie goeie naand hier van NG Kerk Kraaifontein. Ek hoop dit gaan baie goed met u. Ek hoop u hou lekker vakansie op rus 'n bietjie. Baie dankie dat u vanaand deel is ook dan van ons ou Kersaand oordenking. Mag ons dan ook net vir almal, al die personeel wat vir ons help met vanaand se uitsending, ook dan net baie dankie voor sê. Voordat ons dan verder gaan, kom ons maak die oë toe, dan bid ons saam. Wat 'n wonderlike geleentheid, Here, om ook vanaand met u te praat. Lof, aanbidding en dankbaarheid is in ons harte teenoor u. Here, u is nie vir ons 'n vreemde, ver af, iewers ver vandaan God nie. U is vir ons Vader, u is vir ons die Heilige Gees, u is vir ons Jesus Christus in hierdie wêreld waarin ons leef. En Here Jesus, u ons verlosser, Jesus Christus, soos in die woord aan ons openbaar, u staan voorop in ons gedagtewêreld vanaand, in hierdie Kersgety, op die vooraand van Kersfees wat ons gaan vier, Kersfees 2024. Here, dit bly vir ons absoluut wonderbaarlik, die waarheid en die werklikheid van ons verlossing. Want u, God het mens geword en kan ons maar vir u sê, Here, u superplan om ons te red, dit vra net ons eerbied en ons aanbid u daarvoor. Want u red ons nie net nie, u gee aan ons 'n nuwe tuiste vir ewig. U verander ons tuiste ook hier op aarde. U neem ons hand op die pad terwyl ons leef in hierdie stikkende wêreld. U is nie ver nie. U en ons elke dag in 'n persoonlike verhouding met mekaar geweef. Daarvoor dank ons u en daarvoor loof ons u. Neem dan ook nou vanaand ons hand in die oordenking van u woord. En ons bid dit alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons gaan nou eers 'n lied saam sing en daarna sal ek voortgaan vir ons met die skriflesing wat kom uit Romeine 8. Laas nag het in my drome 'n wonderbeeld verskyn. Ek staan in ou Jerusalem en sien die tempel daar. Ek hoor die sang van kinders, net soos 'n engelkoor. En soms sing hulle loflied wat selfs die hemel hoor. En soms sing hulle loflied wat selfs die hemel hoor. Jerusalem, Jerusalem, sing hulle loflied aan. Hosanna in die hoogste, Hosanna, prys sy naam. Die wonderoomlik het verdwyn en ek was weer alleen. Stil was die bly hosannas, die sange van voorheen. Die son se strale het vervlou, geen ster wat rigting wys. Want in Golgotha se heuwel hang die skadu van 'n kruis. Want in Golgotha se heuwel hang die skadu van 'n kruis. Jerusalem, Jerusalem,
weer verander die toneel, 'n helder glans verskyn. Ek sien die heilige stad daar, die son begin weer skyn. Die poorte word wyd oopgemaak, die duister het verdwyn. En almal mag na binne gaan, geen een sal buite staan. 'n nuwe dag het aangebreek, die kinders sing weer saam. Die heilige stad Jerusalem sal nooit weer kan vergaan. Die heilige stad Jerusalem sal nooit weer kan vergaan. Jerusalem, Jerusalem, sing nou loflied aan. Hosanna in die hoogste, Hosanna, prys sy naam. Hosanna in die hoogste, Hosanna, prys sy naam. Ons skriflesing vanaand Romeine 8, wil ek graag lees vanaf vers 16 tot en met vers 28. Die Gees self getuig teenoor ons gees dat ons kinders van God is. Maar as ons kinders is ons ook erfgename. Erfgename van God en mede-erfgename met Christus, mits ons inderdaad saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Ek is oortuig dat die lyding van die huidige tyd nie vergelyk kan word met die heerlikheid wat bestem is om aan ons geopenbaar te word nie. Met vurige verlange wag die skepping daarop dat die kinders van God openlik bekend gemaak sal word. Want die skepping is onderwerp aan 'n sinlose bestaan, nie uit eie keuse nie, maar deur hom wat dit daaraan onderwerp het. Die skepping hoop om self vrygemaak te word van verslawing aan die verganklikheid met die oog op die heerlike vryheid van die kinders van God. Ons weet immers dat die ganse skepping tot nou toe gaan saam met ons sigjaag in geboortepyne verkeer. En nie net die skepping nie, maar ook ons wat die Gees as God sy eerste gawe ontvang het, sug innerlik terwyl ons uitsien na ons aanneming tot kinders, die bevryding van ons liggame. Ons is immers verlos in hoop, maar die hoop wat gesien kan word, dit is nie regtig hoop nie, want wie hoop nog op wat 'n mens reeds kan sien? Maar as ons hoop op dit wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. So kom die Gees ons ook in ons swakheid tot hulp, want ons weet nie mooi waarvoor ons behoort te bid nie, maar die Gees tree self vir ons in met versigtinge wat nie verwoord kan word nie. Tot sover dan ons skriflesing. Kersfees 2024. 365 dae gelede, op Kersdag 2023, om 1400 uur staan ek in Port Elizabeth in die hoë sorgeenheid van die hospitaal. En ek staan by my familielede, by my swaar wat so pas oorlede is.
En 365 dae later is dit weer Kersfees. En onherroepelik het Kersdag vir ons vir die res van ons lewens 'n nuwe en 'n ander ervaring as voorheen. Ons word gekonfronteer met die wonderlikste, vreugdevolle vrededag van die kerklike jaar, met die werklikheid van ook die stikkende, seer ervarings van hierdie lewe. Ook hier in die gemeente is daar huise in gedempte vreugde op hierdie Kersdag. Dalk is daar van u wat dit saam met my moeilik sou vind om vanaand met mekaar te praat oor die herders en oor die skaapwagters en oor die engele en oor die wyse manne, die stal in Bethlehem. En dalk sal ons dit moeilik vind om die stille naglied of enige ander wonderlike Kerslied van Bethlehem ster wonderlik en kom alle getroues en die heiland is gebore en al was ek nie daar nie, vanaand uit volle bors te sing, want dalk het ons nie vanaand lus om te sing nie, want ons voel nie daarna nie. Ja, en ons glo nog steeds. Ons glo ook. Ons glo en weet dat Jesus Christus, die Messias, ons verlosser is. Maar vanaand haak dit 'n bietjie vas. Dis asof dit vashaak by die kruis, by die lyding, by die dood, by die graf van ons Here Jesus. Romeine 8 vers 17, die eerste teks wat ons vanaand saam gelees het. Ek wil u uitnooi om weer saam met my daarna te luister. Maar as ons kinders is ons ook erfgename. Erfgename aan God en mede-erfgename met Christus, mits ons inderdaad saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Die teoloog Jürgen Moltmann het ietsie gesê wat ek gelees het, wat iemand anders vertaal het, op my manier het ek dit nou soos volg verwoord. Die liefdesgeskiedenis van God met sy skepping bevestig dat God hom inlaat ook by die lyding en die dood van die mens. Hy is selfs in die mens se lyding by ons betrokke. Moltmann se teologie van hoop verbind hom met die teologie van die kruis, bly hoop, want God is met jou in sy lyding. Die teoloog Karl Barth het ook iets in die verband gesê. Hy sê, is die kruisiging van Christus die lyding van God self, wat vir homself die dood gekies het, om aan die mens lewe te kan gee. In ons verstaan van die woord van God, kan ons ure hieroor praat, maar gun my so 1 of 2 sinnetjies hieroor met u te deel vanaand. God is nie 'n apatiese God nie. God is by ons, altyd. Ook in siekte, ook in lyding, ook in dood. En snaaks genoeg buig dit om tot ons loutering en suiwering, diensbaar in sy eie plan en geregtigheid. Is dit nie dalk wat ek weer opnuut moet verstaan met Kersdag 2024? Jesus van Bethlehem is dieselfde Jesus van Golgotha. Is dieselfde Jesus van die leë graf. Is dieselfde Jesus wat opgevaar het na die hemel. Is dieselfde Jesus wat die Heilige Gees beloof het. Dieselfde Jesus wat in ons lewens aangetref word, waar ons die seer van die lewe moet verdra, waarvan ons eintlik wil wegvlug, wanneer ons nie meer raad weet en waar alles dalk vir ons net verkeerd loop nie. Miskien moet ek so 'n paar slotgedagtes met u laat hier op die ou Kersaand. Hooplik kan ons vanaand nog steeds sê, alles
is wel met my, al is alles verkeerd. Eendag, so glo ons in hoop, sal God se leiding saam met ons leiding en kry. Alles is reg, as ons wange ook nat is met die trane van die mense wat huil omdat hulle steeds swaar kry. Alles is goed, want Jesus is in Bethlehem gebore eeue gelede. Alles is goed, want ons koning het ons verlossing vir ons gebring. Hierdie verlossing kan ons ontvang, ons het dit dalk alreeds ontvang. Alles is goed. Ons is mede-erfgename saam met Christus, sê die geleesde gedeelte. Alles is goed. Ons lei saam met Christus tot my en ander se heil. Alles is goed. Bethlehem se Messias, die verlosser, is ook my en u verlosser. Ook vir elke gelowige wat dalk vanaand ly en swaar kry. Alles is goed. Alles is goed. Ons kan maar sing. Al sing ons met 'n hees stem. Al sing ons met 'n traan in die oog. Al sing ons vanuit die diepte van ons hart met 'n diep emosie. Alles is goed. Ons kan maar sing. Amen. Ons gaan dan nog een lied saam sing, en nadat ons dit gesing het, ontvang dan die seën van die Here, en vir die almal 'n baie geseënde Kersfees. 'n Kersfees wat u die Here sal beleef en sal ervaar as 'n Here wat by u is onder alle omstandighede. Stille nacht, heilige nacht, Jesus kind, lang verwacht, lig uit die Vaderse rijk, word uit liefde aan mense geleid. Loof die hemelse kind, loof die hemelse kind. Stille nacht, heilige nacht, hemelvors, ons gee ag op die lied van die engelenkoor. Herders het die eerste gehoor. Juich die Redder is daar. Juich die Redder is daar. Stille nacht, heilige nacht, Jesus hier voor die macht, voor die rijk moet die duisternis swem, tot in ewigheid bly u die lig.
ontvang daarmee dan die seën van die Here. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sy met u almal. Amen.